Welkom by Goeiemôre, Good Morning in diepte. Die welberigte paartjie Mel en Piet Viljoen is op 10 Maart 2026 in Boca Raton, Florida gearresteer. Hulle is beide sedertdien in gevangenis. Mel Viljoen is egter op 22 Mei 2026 vrygelaat. En op 27 Mei het Goeiemôre, Good Morning 'n in-diepte gesprek gehad met privaat speurder Mike Bolhuis oor die paartjie. Die gesprek was op ons sosiale media gepubliseer en Mel het daarop kommentaar gelewer en bevestig dat sy reeds na Suid-Afrika teruggekeer het. Sy het egter die kommentaar verwyder en het in 'n later media-onderhoud bevestig dat sy haar kommentaar verwyder het omdat sy die nuwe Mel wil embrace. Mel Viljoen kuier vandag by ons in die ateljee om meer vrae te beantwoord. Mel, welkom by Goeiemôre, Good Morning in diepte. Dankie, ek is baie bly om hier te wees. Hoe voel dit vir jou om terug te wees in Suid-Afrika? Ek is baie lief vir my land. Ek meen, ons het nie die land uitgevlug nie. Ekskuus, ons het nie land uitgevlug nie. Ons het Amerika toe geïmmigreer of getrek om ons besigheid te groei daai kant. So, dit is nie asof ek ooit eintlik die land verlaat het nie, verstaan jy? Daar is in Mike Bolhuis se onderhoud gesê dat hy onder die indruk is dat jy en Piet na Amerika verhuis het om geregtigheid hier in Suid-Afrika te probeer ontduik. Is dit die waarheid? My vraag is dat hoekom hou die media en platforms soos julle aan om 'n selferkende bedrieger te host en sy woord te vat? Die man het skuldig gepleit aan bedrog 2 keer en rasisme. Hy is skuldig bevind vir rasisme. Maar julle hou aan om 'n ou wat nie eers matriek het nie, hy het letterlik standaard 6. Julle hou aan om sy woord te vat. Ek meen, ek het self gesels met die hoof van die nasionale vervolgingsgeslag en daar is geen sake teen ons nie. So, ek hoop mense besef nou dat wanneer die selferkende bedrieger Mike Bolhuis iets sê, dan is dit totaal en al iets anders. As hy sê dis wit, dan moet jy weet dis blou. As hy sê die son skyn, moet jy weet dit reën. Want hy probeer nou al 6 jaar om stof op te skop. Ek dink hy's verlief op Piet. Mike Bolhuis dink ek is 'n bietjie gay. Want hy probeer so graag nog al die jare met Piet vriende wees. Hy het laat Piet een van sy uitmos hierdie voëls op sy erf, hierdie papegaaie en eksotiese voëls. En hy het Piet toe 'n paar jaar gelede gevra hy kort geld. En Piet moet een van die voëls koop wat aan sy dogter behoort het. So ek het baie foto's van my en wat ons noem Polly. Dit is 'n cockatoo. En Piet het dit toe by hom gekoop en hom toe nou maar tegemoet gekom met R12.000. Hoe was dit in Amerika voordat die inhegtenisname gebeur het? Amerika was great. Ons het dit baie geniet in Amerika. Maar ek dink ons het net so 4 maande van Amerika gehad. Toe het Piet begin swat vir die bar exam. En hy het toe die bar exam geskryf. En dit is nou vir ons kykers wat nie TV kyk of wat nie die Amerikaanse reg verstaan nie. Yes. Jy moet die bar eksamen voltooi voordat jy in Amerika as 'n prokureur kan praktiseer. Yes. So hy is toe goedgekeur. In twee state is hy goedgekeur om te skryf. En so het hy die proses begin, hy het geskryf en hy's deur. So hy sou actually baie vinnig 'n prokureur gewees het in Amerika, het baie goed gedoen. Piet is 'n verskriklike slim man. Ek het sy rug het regtig shots gevat toe hy geswat het vir die bar exam. Ons moes dokters kry om naalde in die spiere in te sit. Hy het regtig gesit en leer vir 'n baie lang tyd. So ons het nie regtig Amerika ge-explore soos wat ons moes nie, want hy het geleer maar vir die bar exam. Is die inhegtenisname, gaan dit nou enigstens sy kanse affekteer om daar as 'n prokureur te praktiseer of weet julle nou nog nie? So hy gaan nie nou weer daar praktiseer nie, hy gaan in Suid-Afrika praktiseer. So hy is besig met 'n heraansoek wat hy eintlik al klaar gelonch het in 2024. So ons gaan dit nou plaas binnekort en dan gaan hy weer hopelik in Suid-Afrika weer praktiseer. Ek meen Piet is nog nooit skuldig gevind aan enige klagtes nie. Die saak wat teen hom was is uitgegooi en geskrap. So ek glo definitief hy sal in Suid-Afrika kan praktiseer as 'n prokureur. As die LPC ons tegemoet kom.
Netwerk 24 skryf baie oor julle, so ek moet nou net my feite reg kry hier. Ja. So Netwerk 24 het op 6 Julie 2025 al 'n artikel gepubliseer waarin daar beweer word dat julle die land verlaat het en dat Piet gesê dit is omdat daar by hom geen twyfel is dat hy 'n rasis is nie en dat hy Suid-Afrikaanse swart mense haat. Is dit van jou kant ook so en is dit van jou kant ook 'n rede hoekom julle verhuis het? So ek het gisterand met Piet gepraat, toe sê ek vir hom dat, jy weet, hoe voel hy oor wat hy gesê het? En hy het vir my gesê, Mel, op daai oomblik was hy baie seer gemaak deur wat die land aan hom gedoen het. Onthou, Piet is geskrap as 'n prokureur. Hy was vervolg onregverdig. Hy was aangekla op klagtes wat nooit bestaan het nie. En so ek dink, en ook die EFF het by ons kantoor opgedaag met AK 47s om ons besigheid te vat. So jy kan, en ek is geroof myself. Jy weet, met guns teen die kop is ek geroof. Die mense het ook al by my huis opgedaag. Daar was bevele, 'n persoon wat ook 'n lid is van die EFF het bevele gemaak, 'n judge, waar ons 'n saak gewen het en verloor het op dieselfde dag. So ek kan verstaan Piet was seer gemaak, maar ek vra toe gisterand vir hom, ek sê toe vir hom, hoe voel jy nou daaroor? En hy sê toe, Mel, ek was diep seer gemaak, maar ek is eintlik jammer dat ek veralgemeen het. Want hy moes eintlik gesê het, die mense wat hom seer gemaak het, is hy kwaad voor. So hy het vir my gesê, hy voel nie dat hy haat swart mense nie. En ook, ek weet hy haat nie swart mense nie. My man het 'n baie goeie hart. En hy kom met enige mens oor die weg. Hy hou net nie van mense wat ongekunsteld is nie. Mense wat nie maniere het nie en mense wat nie 'n graad het nie, soos Mike Bolhuis. So dit maak nie van hom 'n rasis nie. En ook het ek vir hom 'n bietjie gevra om ook te elaborate en toe het hy vir my 'n recording gedoen. Ja, waar ons het daardie opname eintlik. Yes. Sal ons hom nou speel? Asseblief, luister? ja. Luister hierna. Ja, Piet, so Johan Albers skryf dat jy is glad nie jammer nie en dat jy staan by rassistiese opmerkings. Ek dink natuurlik hy jok. Het jy dalk iets te sê wat ek vir die mense kan speel? Kyk, Johan gaan gemaklik om met die waarheid. Ek sê baie keer dinge wat mense omkrap, maar ek ook het die reg tot vryheid van spraak. Sekere groepe meng net nie lekker nie. Ek gaan eet nie by honderde Indiër mense nie, want hulle curry is te sterk. Swart mense het ander goeders wat hulle doen, rituele van beesteslag en sulke goeders. So ons kulture gaan nie outomaties meng nie. Maar wat ek vir Johan gesê het is, ek haat ongekunstelde mense, ongeag hulle velkleur. So ek haat ons bure in Woodhill, wat suip in die aand tot 1 uur. Hulle is wit. Ek haat die feit dat 70 padkou-busse opdaag by Kampsbaai se strand oor Kersfees. Dis swart nie. So, dis toevallig dat hulle velkleur swart of wit is. As dit 'n swart man was, wat sy kinders gesuip het tot 1 uur in die nag in Woodhill, Lansbury, dan het ek gesê ek haat wat hulle doen. Die velkleur is net iets on top of it. Op dit. Maar nee, ek haat nie iemand net want sy vel is anderster as myne nie. Toe ek en jy aansie gehou het ons in baie Chinese vasgeloop. Ek hou niks van Chinese nie. Hulle is onbeskof. Maar dit is omdat hulle onbeskof is, nie omdat hulle velkleur geel is nie. So Johan Albers weet ek is nie rasis nie. Ek het sterk gevoelens oor party mense en wat die swart regering swakker doen as wat die wit regering gedoen het. Maar dis 'n feit, dis beerdkrag. Dit was nie daar met wit regering nie. So daarom haat ek wat die swart regering doen. Maar die feit dat hulle velkleur swart is nie hoekom ek hulle haat nie. En jy het gesê, jy het gesê jy het 'n vriend daar binne en hy's 'n swart ou en hy's jou best friend. Hy's swart soos die nag, hy's van die Bahamas af. En ek en hy is beste maatie in die tronk. So nee, ek haat nie mense net want hulle vel is snaaks of hulle neuse is dik nie. Maar wanneer 'n groep mense wanorddelik optree, is dit normaal dat jy dan nie van daardie groep hou nie. En dan veralgemene mense en sê, o, dis die swart mense, of ons diere, o, dis die wit mense. Dis nie die kern van die probleem nie. Johan
ruk die dam onder een se gat uit en probeer nou maar net 'n hit piece op my doen, want ek wil nie vir hom the time of day gee nie. Hy is 'n leienaar. Ek stem. Want ek dink as ons vir algemeen het, dan is dit obviously 'n fout van ons kant af. Maar ek glo nie ons het nie, ek hoop nie so nie. Ek stem saam dat ek is ook nie 'n rasis nie. Ek hou net nie van wanorde nie en mense moet net nie weird wees nie, nee. Toe ek hier in Boca was, het baie van my swart franchisees uitgereik en gesê hulle is bietjie seer gemaak en ek het vir elkeen van hulle gesê, ek vra om verskoning as dit persoonlik is. Maar my uitsprake gaan teenoor 'n groep mense wat goeders doen. Soos die government. Ek is nie rasis nie. Soos die government. Die government maak dit vir my onmoontlik om te kompeteer in Suid-Afrika. Okay, maar sê dit nou, jy's nie 'n rasis nie. Ek glad nie 'n rasis nie. Ek haat net die wetgewing wat in ons land is en ek praat oor goeders wat ander mense nie die moed het om oor te praat nie. So hulle sê, moet nooit 'n man vertrou wat geen vyande het nie. Want daardie man is 'n tweegesig. Agree. Dankie Mel dat jy hierdie met ons gedeel het. Ek weet dit is eksklusief blykbaar want ons het nou nog nie vir Piet weer gehoor nie. Yes, exactly. Menige mense is van die opinie dat julle Amerika ervaar het en bietjie tyd daar spandeer het en toe julle geld opgeraak. En dit was hoekom julle nou wou terugkeer en dit was basies die begin van al die verskillende goed wat toe nou daarna gebeur het. Dis die waarheid. Soos ek sê, ons moenie luister vir 'n selferkende bedrieër, Mike Bolhuis nie. Want ek moet sê, ek luister na wat hy sê, alles wat hy gesê het is heeltemal opposite. Ek sou sê waar daai vandaan kom en ek het gevra dat media dit moet regstel. Maar hy het gesê Melville gaan nie the day of light wees sien nie, hierso sit ek. Hy het gesê as ek by die lughawe kom, gaan hulle my arresteer. Hier sit ek. Hy het gesê ek het 'n deal nou gemaak met die polisie. Hier sit ek. Daar is geen deal nie. Ons het nie 'n crime gepleeg nie. So, jy weet, met die immigrasie ding wat met my gebeur het daai judge gesê, sy het my uitgeluister oor wat gebeur het en sy glo my. Ek het vir verduidelik wat gebeur het by Publix, hoe die kaart gedecline het en die kaart het decline want daar was 'n issue met hulle stelsel. Ek het vir Netwerk 24 my bankbalans gewys. Sodat ons daai ding in die bed kan sit, maar ek wil nie graag daai persoon wees wat sê, wel ek het nou so baie geld en jy weet kyk nou na my want dit kom nie mooi oor nie, verstaan jy? So ek het genoeg geld om te eet. Ek het vir hulle gewys dat ons het genoeg. Die kaart wat decline het by die Publix is die hoofoorsaak hoekom hulle sê ons het die goed nie betaal nie. So wat gebeur het was, jy scan jou goedjies en ek het 'n klerk gehad wat my gehelp het die goedjies scan op die een video wat hulle my gewys het. En toe die kaart nou nie deurgaan het ek vir die klerk gevra om vir my 'n slip te print sodat ek dit kan gaan cash betaal. En die polisie het nie daai deel gesien nie. So nou sê hulle ek het nie betaal nie. So dis hoekom daai lys is so exorbitant. Hulle het sommer alles genoem wat ek ooit daar gekoop het. Nie net die goed wat hulle dink weg is nie of nie betaal is nie. So ja. So die dag wat die arrestasie nou gebeur het, kan jy daardie dag vir ons beskryf want dit was natuurlik nou vir julle iets wat julle heeltemal nie verwag het nie. Ja. So ek het genoeg geslaap eintlik. Dit was vroeg in die oggend gewees en ek hoor toe hierdie verskriklike harde klop aan my deur en ek weet mos nou nie wat om te verwag nie. Ek sien toe dis die polisie en ek draai toe vir Piet bel om te hoor of is hy okay. Hy antwoord toe glad nie. Ek dacht toe, o Jessie, ek hoop nie as hulle sien vir my te sê my man was in 'n ongeluk nie. Ek maak toe die deur, dus ek was so geskok toe ek sien hier staan 'n polisie voor my deur. En hulle sê toe vir my nee, hulle wil met my praat. Ek moet uitkom. Ek dacht toe, ja, dit klink nie vir my korrek nie. Toe sê ek vir hulle hoekom wat gaan aan? Nee, hulle sal nou vir my sê ek moet eers uitkom. So dit is hulle taktiek om wanneer hulle nie 'n arrest warrant het op iemand nie, dan lok hulle jou uit jou huis uit sodat hulle jou daar kan arresteer. So hulle het nie regtig enige bewys kon gee vir enige iemand dat ons worthy is van 'n arrest nie. Maak dit sin? Ja, maar ek was geskok. So dit het nou
daarop neergekom oor die blyk die beweerde, dat ek die woord beweerde gebruik, kleinhandeldiefstal wat by Publix gebeur het. En toe nou ook 'n immigrasie issue. Wat was die immigrasie kwessie? Soos ek sê, die arrestasie oorspronklik kan ek verduidelik en daar was geen bewys van wat ons verkeerd gedoen het nie. So ek wil net seker maak mense weet dat die oorsprong van daar's nie geld nie was dat die kaart gedecline het. Daar was 'n issue by hulle stelsel, in hulle stelsel en toe dit nou gelyk asof ons nie betaal het nie. Maar ons het kontant betaal, so die polisie weet nie daarvan nie. Wat toe gebeur het was, dit maak dat hulle obviously immigrasie dan nou kontak en kyk of die persoon wat nou 'n immigrant is, 'n valid visa het. Ons het net voordat my visitor visa expire het ons gefile vir 'n EB1 visa. Dis daai special skills een, Dit is vir besigheid, jy het baie besigheid in Suid-Afrika, jy's 'n kom ons sê reality TV personality, klomp goeters. Jy het daar so 8 categories wat jy aan moet voldoen. Eintlik net 3, maar daar's 8. En die immigrasieprokureurs het vir ons in die graf ingelei deur vir ons te sê dat wanneer ons file, het ons standing. Wat wel die geval was in die Biden era in Amerika. Maar met die Trump admin, as jy file vir enigiets en dit sê pending, dan straight to jail. So ja, toe beland ons in ICE. En niemand het volgens julle vir julle dit vertel nie. Nee, glad nie. Ek het eintlik 'n e-pos van die immigrasieprokureur wat sê, so ons het 2 goeders gedoen. Ons het $5,000 betaal vir 'n extension vir die visitor visa. Dit sou vir ons dan genoeg tyd gegee het, nog ekstra 3-4 maande vir daai EB1 visa om nou deur te gaan. En toe het alles daarom op, jy weet, vroeg gebeur en ek het 'n e-pos van die immigrasieprokureur wat sê, if we file this, it will automatically extend your visa. So ek gaan die prokureurs dagvaar in Amerika, want hulle het vir ons baie veroorsaak, baie geld gekos en dat ook gemaak dat my kar is nou gesteel deur die polisie en die tow services. Hulle het Piet se Louis Vuitton gesteel, hulle het ons diamante gesteel wat in die kar was, hulle het designer sombrele gesteel wat in die kar was, brille en gelukkig het die polisie 'n lys gemaak, wel van dit gelys en toe vir die tow services gegee. En tussen die 2 van hulle het hulle dit gesteel. So ek het 'n saak oopgemaak by die polisie via 'n beste vriend in Amerika met die naam David Poses en hy was 'n engel gewees. Hy het my so mooi gehelp. Hy het die saak vir my gaan oopmaak en nou hang dit. So die Boca Raton polisie is diewe. Hulle het my kar gesteel, hulle het ons handsakke en goed gesteel en ek dink hulle het 'n baie goeie collaboration met die tow services. Ek wil weer terugkom na die onderhoud wat ons verlede week gedoen het hier met Mike Bolhuis. Met die selferkende bedrieger Mike Bolhuis. Hy het ook met ons gepraat oor moontlike redes wat jy uit die tronk gelaat het. Jy het nou 'n bietjie daaraan geraak, maar ek wil net die vraag vra soos wat hy hier is. Hy het onder andere gesê dat jy moontlike getuie is of dat jy 'n ooreenkoms aangegaan het. So ek dink waar dit dalk 'n bietjie verwarring nou veroorsaak en hoekom mense kan dalk dink dit is die waarheid, is omdat jy sit nou hier, soos jy nou gesê het vroeër, maar Piet is steeds daar agter tralies in Amerika. So wanneer gaan hy uitkom en waaroor kan jy natuurlik daar dit is 'n saak wat nog aanhangig is en so, maar soveel soos wat jy vir ons kan sê. Hoekom is jy hier en Piet is nie? So mense moet besef dat die hele ICE situasie in Amerika is soos hulle is die Nazis van Amerika op die stadium. Hulle kampe is soos die kampe, die Auschwitz kampe waar hulle die mense vermoor het. Dit is presies dieselfde geval. So wat hulle doen is, wanneer hulle jou nou capture, dan split hulle families op. As jy kinders het, kinders gaan weeshuis toe. Hulle gee nie 'n flenters om oor of jy 'n familie het, of 'n man, of niks het nie. Hulle het ons opgesplit. En dan word Piet se saak aangehoor deur 'n judge, en my saak word aangehoor deur 'n ander judge. Die probleem is waar Piet op die oomblik is eers is hy aangehou by Alligator Alcatraz waar hom gemartel het. Daarna het hulle hom rondgeskuif tussen 4-5 facilities waar hulle hom verder gemartel het en op die vloer laat slaap het. Hulle gee vir witbrood en polony.
So dit is verskriklik sleg en toe die mans lyk my kry 'n baie slegter experience ook as die vroue. Hulle het hom toe na 'n Californië fasiliteit gevat waar hulle hom verder gemartel het en ook nie sy regte vir hom beskerm nie. In ICE het jy nie regte nie. So gelukkig by my fasiliteit was daar baie ICE agents. So ek kon hulle heeltyd smeek en vra, hoorie, kry vir my 'n datum, kan ek vroeër huis toe gaan, wat kan ek doen? By sy fasiliteit is daar nie ICE agents wat daar aankom nie. So hy het verskriklik gesukkel om by iemand uit te kom om te hoor kan hy 'n hofdatum kry. So oorspronklik omtrent 2 weke, nee, hoe lank is ek nou hierso? Kom ons sê omtrent 3 weke gelede, toe sê ICE vir hom, jy kan so 'n dokument invul. Toe sê ICE vir hom hy het 'n datum wat op my datum was, presies dieselfde dag. Toe dit nie gebeur nie. So hulle sê vir jou jy het 'n hofdatum, jy gaan voor die immigration judge verskyn, dan gebeur dit nie. So jou regte as 'n mens word verskriklik vertrap deur ICE in Amerika. So ons het letterlik gewag net vir sy hofdatum, sodat hy ook vir die judge kan sê dat hy wil ook huis toe gaan. So hulle hou die mense daar binne 2-3 maande en jy kry net nie 'n datum by 'n judge nie. Dis verskriklik. Jy het nou gepraat oor hoe sleg dit is vir Piet in die tronk. Hoe was dit vir jou in die ICE-kamp? Hulle martel die mense as hulle agterkom dat jy wil nie huis toe gaan nie. Sien, ons het nog, omdat ons die regte visa gefile het en dit toe pending gewys het, het ek gedink, ons gaan nie uitwees uit ICE uit baie vinnig. En dan na 'n week kom jy agter, maar niemand gee om nie. Na 2 weke, na 3 weke, na 'n maand, dan kom jy agter, maar hulle wil jou hier hou. En so toe hulle nou sien dat ons wil nie vra vir voluntary departure nie, dis jy sê, okay, weet jy wat, ek sal terug gaan Suid-Afrika toe, moenie worry nie. Dan begin hulle jou rondstuur na verskillende fasiliteite om jou te begin martel. Dan slaap jy op die vloer en kry jy brood en polony. Ek wou eintlik vra, want julle is in hegtenis geneem in Florida en toe is Piet toe California toe. Eers Alligator Alcatraz vir 2 weke, toe's ek in Broward Transitional Center. Myne was heel wat beter as waar hy was. Ek het so gehuil toe ek hoor wat hulle doen, want een van die dames wat saam met my was, se boyfriend, was ook daar. En somehow kon hulle met die boyfriend kontak maak, maar ons kon glad nie met Piet kontak maak vir 'n baie lang tyd nie. So toe het ek via the grapevines gehoor, hulle mag nie shower nie, hulle word traangas gegee, as van die ouetjies bietjie begin opek, dan kry almal sommer traangas. Jy kry nie kos nie, jy kry nie medikasie as jy siek is nie, jy bly onder sprayligte en 'n verskriklike koue aircons wat aan is, wat verskriklik raas, die generators wat aan is, in 'n tent, in 'n hok. Hoe het julle toe met mekaar kommunikeer? Want as ek nou dink, daai stemnota wat ons nou vroeër gehoor het in die onderhoud, hoe is dit moontlik om dit te doen as jy nou nie jou devices het nie? So binne in die ICE facilities is daar 'n communication device, 'n tablet, maar hy het nie internet of jy weet access na die buitewêreld toe nie. So jy kan 'n nommer laai en dan kan jy kan familie bel. Jy het 'n paar ure in 'n dag wat jy jou familie kan bel. Ek dink dit is great. As ek kon advocate vir mense daar binne, sou ek vir die mense wat protest vra, koop vir die mense nog tablets. Want daar's nie genoeg tablets vir al die vroue daar nie, of vir al die mans nie. So daar's 'n geweldige bekleierery oor die tablet tyd en oor die telefone. So ja, Piet is in 'n fasiliteit waar daar ook tablets is waar jy kan uitbel. So, was dit moontlik enigstens vir jou om langer daar te bly en om vir hom te wag, of moes jy onmiddellik terugkeer Suid-Afrika toe? As ek kon kies, het ek vir hom gewag, maar ongelukkig het ICE die kaartjie gekoop en vir my gesê, dis jou datum nou. Ek het gedink ek het tot omtrent einde Junie, maar toe het hulle die kaartjie gekoop en toe is ek omtrent amper onmiddellik daar uit. So is jy gedeporteer? Nee. So jy kan nog teruggaan? Ja, ek kan teruggaan as ek wil teruggaan. Maar ek wil nie teruggaan nie. Ek wil glad nie meer Amerika toe gaan as dit nou die Trump admin is nie. Dit is nou eintlik wat ek wou vra. Ja. Julle is baie openlik ondersteuners van Donald Trump gewees. Ja. So wat is die situasie nou met julle gevoelens oor Trump, want die ICE administrasie is sy administrasie. Ja, ons het ons vreeslik misgis met die Trump admin. Ek moet sê, ons het gedink hulle gaan oop arms staan en wag vir Afrikaners. Ons is hier weg met die hoop dat ons gaan 'n beter, net veiliger land
embrace, verstaan. En toe as ons nou daar kom, toe kom ons agter maar die immigrasieprokureurs weet niks van die Afrikaners wat kom nie. Niemand verwelkom ons nie. Ek het nie verwag iemand gaan nou daar staan met 'n bos blomme nie. Ek bedoel net in hulle demeanor sou jy gedink het dat hulle weet nou van hierdie Trump movement wat Afrikaners daar wil hê. Niemand weet daarvan nie. Hulle gee ook nie om nie en baie van die immigrasieprokureurs is anti-Trump. Ek het ook 'n opname waar ek kon nie glo wat ek hoor nie, waar Piet met 'n ou gepraat het en hy sê toe vir hom, ons het 7 prokureurs gesien om seker te maak ons kry die regte raad. En hy praat toe met 'n ou en die ou sê toe vir hom, hy stem glad nie saam met wat Trump doen nie en hy gaan sommer nie eers help met die immigrasie nie, want omdat hy nie saamstem nie. Ons dag toe, dit is crazy. Wat nou van al julle goed wat daar is? Die woonstel waarin julle gebly het, jy het nou gepraat van die kar wat gevat Steel is is, en ja. blykbaar en al julle goed wat julle saam met julle gevat het. Ja. Wat is die plan nou om dit terug te kry Ja. of het iemand julle woonstel vir julle gaan oppak? Korrek. Daai logistics, vat my daardeur. Ons het 'n engel van bo gehad, 'n vriend wat ons het baie goeie vriende in Amerika gemaak. Hulle het my eintlik weer hoop gegee om vriende te hê, want hulle, jy weet, hulle harte is so oop vir die mense. So sy ons Dr. Dave en hy het toe my woonstel gaan oppak en alles in storage gesit. So hy gaan nou reël dat dit terugkom Suid-Afrika toe. So julle gaan dit laat verskeep. Ja. Baie mense het jou vreeslik gekritiseer omdat die eerste ding wat jy gedoen het nadat jy vrygelaat is dat jy Starbucks toe gegaan het vir 'n koffie en jy het jou naels laat doen. Wat sê jy vir daai mense? So ek sê vir myself, okay, die heel eerste ding wat ek eintlik gedoen het, like real time, was ek het my foon gegryp by die ICE mense en ek het die app gedownload waarop ek met Piet kan kommunikeer. Dit was die heel eerste ding. Maar jy moet onthou, jy het net jou foon en jy is in 'n kar. Daar's niks anders wat jy kan doen behalwe om te vra vir die ou stop net by 'n Starbucks vir my nie. Op pad, Waar sal hulle jou Lughawe toe. aflaai? Lughawe. So hulle vat jou direk. ja, lughawe toe kon ek daarom vlieg, maar ek meen, daar is niks anders wat jy kan doen nie. So ek het daarom die heel eerste my naels gedoen nie, maar ek was honger en ek was dors. So toe het ek gevra hulle moet stop by Starbucks vir my, dat ek vir my 'n koffie en 'n watertjie en 'n muffin kry. En dis wat hulle gedoen het en toe is ons lughawe toe en my daar afgelaai en van daar af so ek het klere gekoop, ek het make-up gekoop, ek het 'n tassie gekry, verstaan, ek wou net my goedjies net insit totdat ek nou by my plek uitkom. So ek het eers omtrent 2-3 dae later my hare, my naels, daai goedjies begine doen. Wat was die eerste ding wat jy gedoen het toe jy Suid-Afrikaanse grond ervaar weer? Dit voel bekend. Dit voel soos die huis. So dit was bittersoet geweest om Piet agter te laat. Nie dat ek het nie 'n keuse gehad om hom agter te laat nie, verstaan? As ek kon het ek regtig gewag vir hom of hom saamgebring ewen. So dit het baie bekend gevoel. Ek's baie lief vir Suid-Afrika. Ek het die Afrikaners gemis. Ek het ons mense gemis. Ons is baie vriendelik, ons mense. Ons mense is baie lief vir mekaar. En in Amerika die mense tunnel vision, hulle beweeg net en hulle wil net geld maak en hulle gee nie om oor vriendskappe en familie en dinge nie. So ja. Geld is natuurlik vir julle ook baie belangrik gewees. Jy praat nou oor die nuwe Mel wat jy wil embrace en hoe jy nou vorentoe wil gaan met 'n ander benadering tot die lewe. Kan jy uitbrei daaroor? Ek en Piet praat, omdat ons het elke dag gepraat, nadat hy by die nuwe fasiliteit aangekom het. En hy ook het vir my gesê, weet, mens besef daar binne wat belangrik is. Dit is vir jou geld is belangrik vir mense, jy moet survive. Maar vir my nou is sukses om in die aand langs jou man te kan slaap. Jy weet, die man vir wie jy lief is langs jou te kan hê. Vir my nou is sukses vryheid en opsies en skoon lug en die son op jou vel. So ek dink ons het baie verander in die sin dat ek glo ons sal nog steeds goeie besigheid wil doen en Piet sal wil praktiseer. Maar hy het ook gesê vir hom is die belangrikste ding nie meer om blink karre te hê en baie geld te hê en die grootste diamante te hê nie, maar om moments te enjoy met jou vrou en jou kinders en om daai koppie koffie wat jy gaan saam drink en op die strand gaan stap te regtig te enjoy en die oomblik te melk. So ek dink ons albei se oë het oopgegaan tot, jy weet,
jy is so besig om hierdie lewe na te jaag, geld te jaag, maar jy vergeet van die oomblikke en jy vergeet om die koffie te ruik. Voel jy steeds dat jy 'n spesifieke rol moet speel of jy 'n spesifieke tipe leefstyl moet handhaaf om nou dat jy terug is? Dit voel so bietjie so, dit voel so bietjie dat Want miskien mense verwag dit amper. ja, dalk. Dit is regtig nie ek wat sê hoorie ek is nou hierdie miljonair en hier is my Gucci serp. Dit is huisgenoot wat vra wat het jy aan? Verstaan, en ons het ongelukkig baie designer klere. Maar wat van nou die video wat oor die naweek versprei het oor jou wat sê hierdie is my skoene, hierdie is my parfum. Dit was media, dit was netwerk wat dit afgeneem het. So ek dink ek wou, ja, dit was netwerk 24 waar daai video gemaak het. En toe vra hulle vir my wat het jy aan? Toe sê ek wel ek het Armani skoene aan. Ek het Louis Vuitton parfum. Giorgio dit aan en wat 'n parfum het jy aan? En toe sê ek, jy weet, mense moet besef dat ons het nie gesteel nie. Ek het meer as genoeg geld. Ek is 'n miljonair. Verstaan, so ek is nie 'n dollar miljonair nie, maar ek het genoeg om vir die volgende jaar of 2 weet rustig te vat en my besigheid te beplan en aan te beweeg. So ek wou half net dit sê, maar ek weet nie of dit die regte ding was om dit so te stel vir netwerk nie, maar ja, hulle het dit afgeneem en hulle het dit dalk bietjie uit konteks uitgeplaas, want dit is nie al oor ons gepraat het nie. Ons het gepraat oor, maar as jy nou arm, toe wys ek vir hulle my bankbalans, wys vir hulle my Bitcoin. So ek wou net seker maak mense weet dat ons het nie goeders gevat en ons is nou arm en daai tipe van goed nie. So ek wou maar net daai boodskap oorkry. Ek hoop dit het geland. Weer eens terug by Mike Bolhuis. Hy het ook gesê dat daar nie net sake van sy kant af is wat ondersoek word nie. Daar is ook ander mense wat sê hulle het eise teenoor julle, insluitend Tammy Taylor van Amerika, die vrou wie se brand aanvanklik dit was. Ja. So wat het jy te sê daaroor? So ek kan vir jou sê die selferkende bedrieër, Mike Bolhuis, wat skuldig gepleit het aan bedrog, mens moenie sy woord vat vir enigiets nie, want al sake wat ek weet wat teen ons is, wat regtig teen ons is 0. Tammy Taylor se judgment is 'n default. Dit beteken sy het vir die hof gejok en gesê dat sy het ons geserve en sy het nie. Maar ook sy het nie jurisdiksie oor ons nie. Daar is 'n hof in California wat ons was daar om dit te gaan fight. So ons sou dit uitgesorteer het daar, ons het begin met die proses om dit tersyde te stel en toe gebeur hierdie ICE situasie nou. So daai is eintlik soos ek weet nie in die wind, want dit kan nie enforce word nie, want dit is nie in Suid-Afrika gedoen nie, dis in California. Dan het ek persoonlik met die hoof van die nasionale vervolgingsgeslag gesels. Daar's geen sake hangend teen ons nie. Die wat wel ook nog oop is daar's 'n saak wat ons prokureur Malan Miller en sy advokaat Danilo de Kok het nie by die hof opgedaag nie. En toe kry mense 2 judgments teen my. Maar ons dagvaar Danilo de Kok en Malan Miller, ons het hulle aangegee by die LPC en gevra hulle moet geskraap word, want hulle het my 3 miljoen rand gekos aan judgments wat ons betaal het. So, ja, hopelik kan ek dit terugkry. Die ervaring, sê jy, het vir jou verander en daar's nou 'n nuwe Mel in plek wat jy regtig wil embrace, ek sal weer jou woord gebruik. Dink jy dat hierdie ervaring vir Piet ook verander het? 100%. Ja, Piet sal definitief sagter omgaan met mense. Ek dink ons sal mense sagter judge, want jy wil sagter gejudge word. Verstaan, die wêreld is it's an asymmetrical world. Jy het nie al die inligting nie, alhoewel jy dink jy het. So jy dink jy weet wat jy wil hê in die lewe, maar jy het nie al die info nie. So dieselfde met hierdie ervaring is dat toe ons gesê het ons is pro-Trump, het ons nie die ander kant se perspektief in gedagte gehou nie. En toe word ons gestamp na die ander kant toe. En nou kan jy sien dat jou perspektief is dalk nie 100% korrek nie. Daar's mense wat ander siening het en dis hoe dit lyk aan die ander kant. So ek dink om empatie te embrace vir ons medemens
gaan vir my 'n prioriteit wees en vir Piet ook. Is daar enige iets anders wat jy wil sê nadat jy op hierdie platform is? Nie regtig nie, nee. Ek dink ek wil graag vra vir die mense en vir Suid-Afrika om sag te wees teenoor Piet en vir hom 'n tweede kans te gee en hom te judge van waar af hy staan en te probeer sien dat hy is vir 15 jaar vervolg vir iets wat hy nie gedoen het nie. Dis uitgegooi, dis geskrap, maar hy is ultimately 'n baie goeie mens en hy wil altyd die regte ding doen en Piet het al verskriklik vir vroueregte opgestaan. Hy het egskeidings gedoen vir vroue, hy het hulle verteenwoordig. So, if anything, sal ek graag wil vra of dat die LPC en die mense vir Piet 'n tweede kans gee, dat hy kan weer praktiseer. En dat mense net vir Piet oor die algemeen sal sagter judge, want hy is deur hel in sy lewe. En ek sê nie dis 'n verskoning nie, maar ek ken sy hart. En ek weet hy verdien 'n tweede kans. Mel, dankie vir jou oopheid en dankie dat jy vandag vir ons 'n bietjie tyd gegee het om saam met Goeiemôre, Good Morning in diepte te gesels. My plesier. Dit is dan al vir vandag. Baie dankie dat jy gekyk het. Hou Goeiemôre Good Morning se Facebook en YouTube platforms dop vir meer in diepte gesprekke soos hierdie. Tot volgende keer. Totsiens.